Jou lewe kry betekenis wanneer dit deel word van God se missie, waar hy reeds besig is om die wêreld te herstel. As Matteus 28 lees, die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra. So Matteus eindig nie met stilte nie met 'n pause nie. Matteus eindig met beweging, met sending, met roeping. En dis 'n roeping hierdie wat by God begin, wat uitvloei na ons toe, wat uitvloei na ander mense toe. En ons lewens is nie bedoel om net oor onsself te gaan nie. Ons is pelgrims wat ingenooi word om deel te word van God se missie in die wêreld. En interessant is, dit begin hier by 'n klein groep, nie perfekte nie, maar beskikbare mense. Jesus gee 'n wêreldwye opdrag aan 'n klein groepie mense, en sommige van hulle twyfels selfs. So dit beteken God wag nie vir perfekte mense nie, hy nooi beskikbare mense. Ek onthou op 'n stadium het ek by een van die groot banke met leiers en spanne gewerk, en daar was 'n spesifieke dame wat nogal hierdie hart gehad het om die wêreld te bereik, en sy het net met gewone koffiegesprekke begin. Een persoon op 'n slag, eerlike rougesprekke, sonder 'n agenda, is nooit gepreek nie. En voor ons oë uitgevee het sy groepe en op 'n stadium 'n hele vloer op 'n baie positiewe manier beïnvloed. So wat klein begin het deel geword van iets groot. En eintlik sê David Bosch vir ons, wanneer hy praat oor Mission Day, dat ons het nooit ons eie sending wat ons begin nie. Ons het nooit ons eie missie nie. Dit begin nie by ons nie, dit begin by God. En God het lankal al begin om in hierdie wêreld te werk. Hy's nou besig om te werk daar waar in jou kantoor, by die skool, daar waar jy op die pad reis saam met 'n vriendin of 'n vriend. En hy's reeds besig, en ek dink dit verander alles, dat ons vrae skuif van, wat kan ek nou vir die Here gaan doen? Nou, maar waar is God nou reeds besig, en hoe kan ek deel word daarvan? Dis waar betekenis gebore word, wanneer my lewe nie net meer oor my gaan nie, wanneer ek deel word van God se herstelwerk in mense se lewens, wanneer ek sien hoe God reeds werk, en saam met hom werk. Jesus sê, gaan, ek is by julle. Nie omdat ons alles reg het nie, maar omdat hy alle mag het, en omdat hy reeds aan die werk het. Die God wat stuur, is ook die God wat saam gaan. Dis Mission Day en Immanuel. God stuur en God is teenwoordig. En dit gee betekenis aan my lewe. So ek wil jou vandag uitnooi om miskien net anders te begin kyk na jou lewe, en miskien net te vra, maar waar is God reeds besig in my wêreld, by die huis, in my gemeenskap? Wie is reeds saam met my op pad? En dan neem eenvoudige stappe, begin 'n gesprek, doen 'n gebed, nooi iemand vir 'n koffie, en begin praat oor hierdie lewende God wat ons almal saam wil vat op hierdie reis. Kom ons bid saam. Vader, help ons om daai eerste stap te vat, en met net deel te word van waarmee U reeds besig is. En Vader, wees ons ook genadig sodat ons kan sien wat is van die impak wat 'n klein gesprek kan hê op 'n kantoorvloer. Wat sê impak wat 'n koppie koffie kan hê op 'n gebroke lewe. Ons weet U is saam met ons op hierdie pelgrimspad. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.